Goeiedag aan almal en baie welkom by ons diens vandag. Soos wat julle weet, is ons in hierdie tyd met ons preekreeks besig met berge. Plekke waar die Here mense op berge ontmoet het, waar dit hulle lewens geraak het en waar hulle daarna afgegaan het om onder in die valleie met 'n nuwe stuk betekenis te lewe. En ek hoop regtig dat vandag se diens vir jou ook so 'n plek of 'n oomblik sal wees. Voor ons verder gaan, kom ons kyk net na 'n paar baie belangrike afkondigings. Dominee Kalifesagi gaan dan iets kort net sê en onthou ook aan die einde van die diens dat jy op 'n elektroniese manier jou kollektes kan gee. Ek wil graag begin met 'n baie groot dankie. Dankie vir soveel inkoop in die gemeente, ons geloofsgemeenskap wat die afgelope tyd op 'n totaal ander vreemde manier gestalte moes kry. Dankie in die besonder vir die gebede vir ons as predikante, vir die leierskap. Dankie vir vele boodskappe, vir baie vrywilligers en dan vir vanoggend ook dankie vir die volgehoue finansiële ondersteuning. Ek dink dis algemene kennis dat die inperking en die implikasie daarvan 'n ongelooflike groot invloed gehad het op ons gemeenskappe, op huisgesinne met werkloosheid wat selfs voorspel word, sommige ekonome hier by die 36%. Stellenbergse kerkraad het hier in April rond by die begin van die inperking probeer om proaktief met ons begroting om te gaan. Miskien net ten opsigte van die inkomste. As gevolg van die feesmark wat nie gaan plaasvind nie, daar gaan so 'n alternatiewe geleentheid wees, is 25% van ons aanvanklike begrote inkomste, ek wil amper sê dan nou negatief aangepas. Verder was daar 'n projeksie van 50% van ons 10de maand insameling, wat ons minder gemaak het. Die maandelikse dankoffer het ons op 100% bereken en dan die Sondag kollektes het ons op 30% van die oorspronklike begroting bereken en uiteindelik het ons 'n aangepaste begroting die kerkraad aanvaar van 2/3 van die oorspronklike begroting. Aan die uitgawekant is daar redelik sake tot op die been gesny en ons het hoofsaaklik vir die kommunikasie en in die tweede plek vir ons uitreike en hulpverlening het ons begroot. Ons het 'n redelike groot personeelkorps, salarisverhogings wat vir 2020 toegestaan is teruggetrek, die 13de checks is teruggetrek, salarisse is aangepas tot 80% van dan nou 2019 se salaris en predikante se reiskoste is ingekort. Ons is regtig baie dankbaar vir soveel positiewe terugvoer wat ons gekry het en bydraes ten opsigte dan nou juis van die maandelikse dankoffer en die Sondag bydraes. Die grafiek wat daar op die skerm vertoon word, kan u die volgende sien. Die groen lyn daar in die middel een wat so reguit loop, is die oorspronklike begroting en u sal sien daar's so R550.000 gemiddeld per maand begroot. Dit is nou die Sondag kollektes plus die maandelikse dankoffer. Die grys lyn heel onder, dis nou net ten opsigte van die maandelikse dankoffers en die Sondag kollektes is aangepas tot 'n gesamentlike bedrag van R500.000 per maand. En nou die groen lyn wat so uitskiet aan die regterkant bo, sien u aan die linkerkant, ons het aanvanklik so gelyk geloop met die aanvanklike begroting. En ons is baie dankbaar om te kan sê dat die begroting, 'n gesamentlike begroting, 20.000 meer is as ons oorspronklike begroting vir 2020-21
en op die aangepaste begroting is ons R70.000 per maand bo die aangepaste begroting. Namens die kerkraad wil ek regtig vir u dankie sê vir u bydrae. Ons is bewus daarvan dat vele gesinne, families ondersteun wat swaar kry, werkers ondersteun, mense wat in hulle diens is, mense in nood. En die kerkraad het ook die onderneming gegee om dat hulle die situasie sal monitor en dat die aanpassing vir predikante en personeel se vergoeding gemaak sal word sodra dit finansiëel verantwoordelik gedoen kan word. Ons leef in die hand van die Here. Hy hou ons en ook sy kerk, ook hierdie gemeente, ons geloofsgemeenskap en vir elkeen van u in sy hand. As ons gebed vandag wil ek graag vir ons Thomas A. Kempis se gebed in die Groot Gebedeboek lees. En die opskrif is: leer my om u wil te doen. So kom ons begin ons diens met hierdie gebed. Gun my, o Here, die wysheid om die kennis te bekom wat die moeite werd is om te weet. Om lief te hê wat liefdewaardig is. Om die dinge te loof wat in u oë kosbaar is. En om alles te haat wat aanstoot kon gee. Help my om nie te oordeel op grond van wat ek sien nie. En nie te veroordeel net op wat ek hoor nie. Maar met 'n onpartydige hart na alle kante van die saak te kyk. Leer my om in alles wat ek doen u wil te soek en u hart te verbly. Skryf u naam, Here, op my hart, om daar so onuitwisbaar te bly staan, dat geen voorspoed of teenspoed my ooit van u liefde sal kan skei nie. Wees vir my 'n bron van krag, my troos in tye van hartseer, 'n redder uit ellende, 'n skadu aan my regterhand en 'n hulp in elke nood. Wees ook nou, Here, my gids deur hierdie lewe, wat my veilig deur alle versoekings en gevare sal lei. Here, u weet wat vir my die beste is. Laat daarom met my gebeur wat u wil. Ek gee dit in u hande oor, Here. Doen met my soos wat u wil, gebruik my soos u wil en waar u wil. Ek is in u hand, veilig, maar ook gereed om te dien. O God, ek wil nie net meer vir myself lewe nie. Maak my lewe in hierdie wêreld 'n loflied aan u. Amen. Ons teksgedeelte bring ons vandag by 'n berg in die Arabiese Skiereiland uit, wat ons die Sinai-berge noem. En baie spesifiek by die berg Horeb, waar 'n baie bekende verhaal afgespeel het, wat ons van kinds daar baie goed onthou. Ek kan dit so in my gedagtes visualiseer, hoe ek as kind daarin gedink het. Toe die Here Moses op die berg ontmoet het, en aan hom die 10 gebooie gegee het, en Moses daarna afgegaan het na die volk, en vir hulle gesê het, hier is die riglyn waarvolgens ons moet lewe. En hier op die prentjie agter my, is 'n pragtige prentjie, is die klooster van Sint Katarina, in die omgewing van die Sinai geberge, berg Horeb iewers in daardie omgewing, en dit herdenk die gebeurtenis. Klooster is gebou op die plek waar Moses die Here dan ontmoet het in 'n brandende bos. Ons teksgedeelte kom dan uit Eksodus 19, en terwyl ons uit die gedeelte lees, sal julle beelde sien wat geflits word van die bokant van berg Horeb, en dit wat Moses gesien het, toe hy oor die omgewing uitgekyk het. Die Israeliete kom by die Sinai-berg. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinai-woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai-woestyn reg oorkant die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arendsvlerke gedra het, en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam
en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Ek wil ook vir ons 'n gedeelte uit Matteus 5 lees. Matteus 5 vanaf vers 17 tot 20. Nou, meer as 1000 jaar na Moses het Jesus soortgelyk soos Moses teen 'n berg agter die dorpie waar hy gebly het, Kapernaum, opgestap. Om sy volgelinge te kan leer. Ons noem hierdie gedeelte die bergpredikasie. En die beelde wat julle sien is dan juis van die omgewing, van hierdie hoogte. Hulle noem dit the Mount of Beatitudes, die berg van seëninge. En van daar af het jy hierdie pragtige uitsig oor die see van Galilea en 'n omgewing waar Jesus juis deur die verhale in die Bybel soveel mense se lewens prakties kom verander het. Kom ons lees daarvan, Matteus 5 vers 17. Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar, hierdie is belangrik, om hulle volle betekenis te laat kry. Belangrike sinnetjie. Dan vers 20. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat is die boodskap wat Moses aan die volk moes oordra? En wat is die boodskap wat ons vandag hoor? In die teks is daar twee goed wat vir my baie, baie mooi uitstaan. En die eerste een is baie belangrik, want dit is die vertrekpunt. En as jy hierdie vertrekpunt mis, dan mis jy eintlik die betekenis van alles wat daarna kom. Iets daarvan kry ons in vers 6. God wil hulle baie goed laat verstaan deur hierdie ontmoeting, dat die aarde met alles aan hom behoort, en dat hy vir alles daarin omgee. Hy is besig om eintlik met hulle oor iets groter te praat wat hulle nie verstaan nie. So ons moet nou onthou, hulle lewe pas in by hierdie verhale. Hy het hulle bevry uit Egipte uit, hy het hulle gebring hierheen, hy gee hierdie beginsels vir hulle, maar daar is 'n groter scenario besig om af te speel wat hulle eintlik nie van kennis neem nie en nie verstaan nie. En dit is dat dit nie spesifiek net oor die volk gaan en hulle eie belange nie, maar oor 'n groter geheel. Dan tweedens, God wil vir hulle wel laat verstaan dat terwyl daar 'n klomp dinge is wat hulle nie verstaan nie, hy hulle op hierdie stadium roep om op 'n baie spesifieke manier in hierdie unieke omstandighede te kan leef. En al hierdie beginsels en wat ons dan kry en wette wat ons dan kry, het baie spesifiek, jy kan mooi gaan kyk, van toepassing, die wet van Moses, nie net op 'n klomp mense met wie hulle in aanraking kom of tussen leef nie, maar in die besonder oor die wyse waarop hulle in die natuur en die omgewing dan leef. Dan kry ons die reaksie van die volk. En dis nie soos 'n reaksie wat ons sê, wel, ons moet dit doen nie, nou moet ek dit maar doen nie. Iets het met hulle gebeur. Die reaksie van die volk wat ons kry, is dat hulle aan God toewy. Dis wat die woord wat ons gebruik. En toewyding kom nie net uit 'n opdrag nie. Iets het in hulle gebeur. Iets gebeur in ons wat maak dat ons in 'n gegeewe omstandighede dan anders optree. En so het hulle dan ook gedoen. Hulle het in hierdie gegeewe omstandighede presies so geleef. Jesus se lering dan op die berg van Kapernaum kom doen presies dieselfde, maar daar is ook 'n baie, baie belangrike verskil. En dit is dat Jesus dan gaan en hy vat hierdie einste wet van Moses en hy verander die inhoud daarvan. Dit is asof hy ook vir hulle kom sê, daar is 'n groter prentjie wat julle nie kan verstaan nie. Ek is nie net hier by julle in Kapernaum besig nie, of in Israel besig nie. God is groter besig. Maar wat julle moet verstaan is dat in hierdie tyd God wel vir julle wil help om op baie spesifieke maniere in hierdie omgewing te kan leef. Jesus kom maak die punt, dit help nie om aan spesifieke wette vas te kan hou, die wet van Moses van 1000 jaar terug, as dit ons nie help om op relevante tye
in hierdie Here te kan leef nie. Nou in Jesus se tyd was daar nie net 'n fokus op die 10 gebooie gewees nie. Die 10 gebooie staan vir ons baie uit, maar hulle het die wet van Moses nagevolg. En ons kry dit in die Nuwe Testament baie dat Jesus daaroor praat en dat ander mense daaroor praat. Dit was meer as 10 wette of beginsels. Dit was 613 bepalings wat opgeteken was in die eerste 5 boeke van die Bybel wat ons die Pentateeg dan noem, die wet van Moses. Daar was 365 moenies, 'n moenie vir elke dag wat jy moet onthou, en 248 moets. En toe lees ek iets wat sê 248 is die getal bene wat jy in jou liggaam het. Maar toe op internet gaan kyk, toe sien ek dit lyk my na Moses het ons 'n bietjie meer bene bygekry, maar hoe dit ook al sê, dis hoe hulle dit onthou het. 'n moenie vir elke dag en 'n moed vir jou hele wese en liggaam. En in 'n gesprek met die skrifgeleerdes en fariseërs wat streng volgens hierdie beginsels en wette geleef het, kom Jesus en hy sê dan, en hoe gaan ons reageer as ons dit hoor in ons eie toewyding, sê, hoorie, ek soek eintlik meer. Vir die skrifgeleerdes en die fariseërs wat hulle lewe so toegewy het om baie spesifiek volgens hierdie wette te leef, was dit 'n ontsteltenis. Dit was godslasterlik. Hoe kan Jesus kom en hierdie beginsels dan van God verander? Maar weer eens, dit het nie vir Jesus oor die wette gegaan nie, maar die beginsels agter die wette. So wat was die meer en wat is die meer vir ons vandag? Dan kom Jesus en hy herinterpreteer die wet van Moses, sodat die beginsels daarvan splinternuut relevantie kry vir die mense in daardie tyd. Dis 'n wonderlike ding wat hy doen. Ek wil julle graag aanmoedig, gaan lees die hele bergpredikasie en begin dit met die seëninge van Matteus 5 en lees regdeur waar Jesus sê, julle het gehoor dat die wet van Moses dit en dit en dit sê. Ek trek nie 'n streep daardeur nie, maar wat ek sê, God wil in hierdie tyd vir ons meer sê. Jesus laat ons baie duidelik verstaan dat God se bedoeling met die wet van Moses nie was in daardie tyd. Partykeer raak ons daarby vas om gelowiges op 'n bergtop te isoleer van die realiteite in die valleie daaronder nie. Maar juis die teenoorgestelde. Maar op 'n manier het dit met ons as gelowiges gebeur. Op 'n manier kan ons onsself binne ons bergervarings isoleer van die realiteite daar binne en dit is verstaanbaar. Omdat dit nie vir ons maklik is om hierdie hede te aanvaar nie en partykeer in hierdie hede te kan leef nie, omdat ons nie die groter prentjie verstaan nie. Ek is baie lief vir geskiedenis en die een ding wat my altyd tref in geskiedenis is dat mense nie anders was as wat ons is nie. Ons verabsoluteer ons hede en ons sê ons was nog nooit op so 'n plek nie en dinge, hoe gaan dinge verander? Ons weet nie hoe dinge gaan verander nie, wat ons moedeloos maak. Ons is nooit regtig tuis en tevrede met ons hede nie. So dis altyd 'n groot uitdaging oor hoe ons in berge en in dale kom leef. En dis 'n uitdaging hoe ons dan van die berg afkom en onder in die vallei prakties leef. Wat sou dit vir jou en my beteken om in hierdie tyd, spesifieke tyd waarin ons leef, toegewy aan God te kan leef? Hoe maak ons die transisie van die berge na die dale en die valleie? En ek het gedink om maar net 4 goeie met julle te deel wat ek gevoel het die Here ons hier roep om te aanvaar. Dinge wat in hierdie tyd tot ons deurdring. Die eerste ding, en dit is eintlik ons vertrekpunt, as ons op 'n ander plek begin, dan gaan ons die betekenis mis. Die eerste ding is dat ons sal moet aanvaar dat hierdie hede wat vir ons vreemd is of onverstaanbaar is, God se hede is. Ons sing dit. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons vir hom vergader. Ons moet aanvaar, God is ook in hierdie hede. Die tweede ene is ook 'n baie groot uitdaging. Ons moet aanvaar, soos in die tye van Moses, in die tye toe Jesus op die berg by Kapernaum gepreek het, dat God op hierdie gegewe oomblik vir meer omgee as wat ons omgee.
en dat hy meer weet as wat ons weet. En dat ons nie moet vashak by die kwessie dat ons dit nie verstaan nie. Ons moet dit aanvaar. Maar dit bring ons by 'n baie belangrike derde ding uit wat daar op die berg by Sinai gebeur het en daar in Kapernaum gebeur het. En dit is dat die Here in veranderende tye, altyd veranderende tye, ons altyd opnuut roep. Roep beteken dat wanneer ons onseker is oor die groter prentjie en nie lekker weet nie en ontsteld is oor dinge wat in hierdie wêreld gebeur en mense en aanvaar dat God hulle ook insluit, dat terwyl ons dit doen, die Here ons help om binne dit te kan leef. Ons noem dit roeping. En dit bring ons vandag by ietsie baie prakties waarin ons onsself kan toewy. En dit is dat ons meer verstaan van hoe die Here wil hê dat ons spesifiek moet lewe, alleen wanneer ons tyd neem om te lees, studie te doen, te bid, gesprekke met mense te kan voer, en toe te laat dat die Here ons geestelik verdiep, sodat ons kan begin leer om te gee waarvoor God omgee, sodat ons kan leer om te verander, sodat ons kan leer hoe om die transisie van die berg na die vallei te kan maak. En dan die vierde kwessie wat my net so getref het hierdie week. Ons kan leef volgens die algemene beginsels wat ons kry in die wet van Moses, in die 10 gebooie, of jy kan blaai na wat Paulus sê, riglyne vir die Christelike lewe. Dit is wonderlik, jy lees dit en jy rig jou lewe daarvan in. Maar ons sal moet besef, ons sal spesifiek vir onsself moet uitklaar wat die Here van jou en my in die lig van ons toewyding in hierdie tyd gaan vra. Ek wil afsluit met 'n baie bekende gebed wat Jesus onsself geleer het op die berg daar diskant Kapernaum. En terwyl ons hierdie gebed bid, of terwyl jy daarna luister, laat toe dat dit met jou praat oor jou lewe daar in die vallei. Laat toe dat die Here jou omvou deur 'n groter prentjie wat jy nie verstaan nie. Aanvaar dit in geloof, maar in die besonder, aanvaar dit wat die Here vir jou en my baie, baie spesifiek in hierdie tyd vra om te doen. Kom ons bid hierdie gebed saam. Weet verseker dat die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou is en by jou sal bly. Amen.